My naam is Heinrich Viljoen, ek is die radiobestuurder of die atelierbestuurder by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Ek het daar begin in November 2024. Laas jaar, jou jaar, hierdie jaar sover goed. En ek dank die Here vir die werk wat ek kan doen daar. En ook dat hy nog steeds vir my die geleentheid gee om hierdie aanbieding te kan doen. So, ons wil saam kyk na die heiligdom. Ons wil kyk na wat is die doel van die heiligdom. Hoekom is dit belangrik om die heiligdom te verstaan? Want het is baie maklik om te sê, ja, maar was dit iets gewees wat vir Israel gegee was? Dit was net iets waarna toe daar soms verwys was. Maar soos wat ons saam gaan kyk, gaan ons sien dat deur die heiligdom is daar baie meer wat ons kan ontdek. En hierdie reeks is gebaseer op Psalm 63 vers 3 wat sê, so het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien. Kom ons bid saam. Here, ons wil u stem hoor vanmôre. Ons wil hoor wat u vir ons te sê het. En soos wat ons weer gaan kyk na die heiligdom, soos wat u dit oorspronklik gegee het vir Moses, help ons om daaruit te leer. Wys vir ons u sterkte en u heerlikheid weer van vooraf. En soos wat ons sal kyk, maak die verlossingsplan weer aan ons bekend. In Jesus naam. Amen. So, ons gaan terug in tyd, maar voordat ons heeltemal teruggaan in tyd, ek het die klankspan gevra om vir my 'n klankbaan te speel. Ek wil hê julle moet mooi luister na wat gesê word. En die idee wat daar kom is, daar's baie stemme om ons, daar's baie dinge wat gesê word, daar's baie idees wat rondhardloop. Maar daar's slegs een ding waarop ons behoort te fokus. So luister wat sê dit en dan gaan ons begin met die studie. I was in Alaska doing a lawsuit. We're way out in the Aleutian Islands, getting ready to leave and go back to Anchorage and then home. And I had a ticket in my pocket to get on an airplane. The pastor came up and he said, listen, I can save you money. I said, how's that? He said, I flew a small airplane up here, and I fly a small airplane, and I can take you in my little airplane, and you can save your ticket. And this did not sound, I said, gee, thank you so very, very much, but I've got this ticket. We'll just make our way on home, me and this other lawyer with me. He said, no, you gotta do it, you gotta do it. And against every better judgment I had, I said, okay. Well, we went out to the airport, took us by his little plane, and I looked at it, and I thought, well, one good thing, it's shiny. Then he walked around it. We got in. He's on the left front. I'm on the right front. The other lawyer's sitting right behind me. And he started it up. And it started up just fine. Well, we taxied out. I said, should we pray? He said, yeah, that's a good idea. We normally don't. I said, well, this time we're gonna. And I'm telling you, I prayed 8 minutes. I prayed a long time. We went and got on the runway. He starts down the runway. The plane lifted off ever so gently, and we start climbing. And it's wonderful. Not a problem in the world. We started climbing, and we flew probably 3-4 minutes. And something happened that will never leave my mind. The pilot turned to me, and he said, we're going in the clouds, and I can't fly in clouds. They make me pass out. I said, clouds make you do what? Now, it's been cloudy all day, and we go right up into the clouds, and you can't see anything. And he looks at me, and his eyes roll back in his head, and he starts mumbling, and he passes out. Passed out cold. Now, I grabbed him, and I shook him, and I said, come on, you got to wake up so I can kill you. Now, we're in the clouds, flying along with no pilot. And my friend in the back seat said, we're dead, aren't we? I said, there's a very good chance of that, yes. He said, what are we gonna do? I said, I don't know. But there was a radio right there, and I handed him the microphone, and I said, start asking for help. So he's in the back seat reaching up, and he said, hello, hello. We didn't know any proper radio etiquette. All we were saying was hello. And somebody answered back, hello, hello. Don't you guys know proper radio etiquette? And I said, give it to me. I said, we don't know nothing.
Tell him we're in an airplane with a passed out pilot and we don't know how to fly this plane. The guy said, I'm a freighter flying out of Anchorage on the way to Tokyo. And he said, you're telling me you have nobody who can fly that plane with you? I said, tell him that's correct. Now you gotta understand, I am sweating bullets. He said, the first thing I'm gonna do is start circling so I don't lose you, because I'll fly out of range of your radio and you won't have me anymore. And he said, I'm gonna get Anchorage Emergency for you. And Anchorage Emergency will be the people that can maybe help you, try to save your life. After about 5 minutes, Anchorage came on, said, we understand you have a passed out pilot, and those of you do not know how to fly that plane. We said, that's right. They said, well, the first thing we got to do is find you. And I'll never forget what this man at Anchorage said. He said, my job is to get you home safe. He said, that's my job. But he said, here's the deal. If you want me to get you home safe, you got to promise me you'll obey my voice. He said, you can't see me, but I can see you. And he said, if you're not going to obey my voice, you're going to die. When you can't see anything, you have no idea how disorientated you become. Finally, he said, okay, I found you. Now hear me clear. He said, you're 4 minutes from a mountain. He said, you're going to crash in that mountain and die. Follow my voice. I never said, I have to follow your voice? Is that reasonable? You see, I understood without his voice, I had nothing. And do you understand? Without God's voice, you have nothing. Nothing. Finally, he got us turned. And he said, I'm freezing all the traffic in the area. He said, it's going to take me an hour and a half to get you to Anchorage, and there's a lot of weather between you and Anchorage. You're in for a rough ride. And he said, I want you to hear me. I don't want you to look at what's going on outside. I don't want you to pay attention to the storm, just my voice. He said, if you start watching the storm, you will die. But I'll take you through it. Now, because they cleared all the traffic, several pilots, those nighttime freighters, those 747s, started talking to us. They said, we're praying for you, men. You're going to make it. But listen to the voice. That's the key. They said, trust the voice. Do you realize your head is full of voices? And everybody in this world wants to talk to you. And everybody wants to be the controlling voice. And God says, I want you to be a living sacrifice. I want you to put yourself on the altar and let my voice be your voice. Finally, we went through the worst of the weather, but there was still more. And then the voice came back and it said, now, I'm going to line you up. He said, I'm going to bring you in right down the runway. And at the foot of the runway are some lights, and they're in the form of a cross. He said, don't you forget this. The cross is the way home. Finally, he's bringing us down. We still can't see anything. And all he kept saying is, stay with me. My sheep, the Bible says, hear my voice and they follow me. Finally, just a couple 100 feet off the ground, we saw the cross. I landed the plane. In fact, I landed it 7 times. Finally, it all came to a stop, and the minute we stopped, the pilot woke up. The voice said, thanks for listening. I watch them crash and burn all the time because they won't follow my voice. They don't understand I'm the one who can see them even when they can't see me. But they get the voices in their head and they kill themselves. They self-destruct. Thanks for listening to the voice. Then they put us in a motel room at about 4 a.m. The knock at my door. And I opened the door and a man was standing there. He said, hello, David. I said, you're the voice. You're the one who got me home. He said, I am. Do you understand one day you're going to stand before him and say, you were the voice. You're the voice that brought me home. If you're not on that altar as a living sacrifice, your head's full of voices. And then we wonder why kids crash and burn. We wonder why marriages are shattered. And the Lord's saying, I'm the one who has the voice. All I can remember is that voice saying, stay with me. Stay with me.
Don't listen to what's going on in your head and don't watch the storm. Stay with me. And I'll take you through. Tonight you have a God who has promised to take you through. A living sacrifice, holy. So gevra het julle my stem vergeet. Skryf die tekste neer. Dit word opgeneem, dit gaan later op YouTube wees, hierdie keer maak ek seker daarvan. Gaan kyk weer daarna. Luister na die een stem. Want is daai een stem wat ons huis toe vat. Daar's baie idees, daar's baie stemme, daar's net een waarheid, en dis waarna ons gaan kyk. So ons gaan terug na Egipte toe. Kom ons gaan kyk wat het gebeur in Egipte. En ons vind dat daar geskryf word, in Eksodus 4:22, so spreek die Here, my eerstgebore seun is Israel. So Israel vind hulle self binne in hulle eie Egipte. Hosea 11:1, hoewel dit na Jesus toe ook verwys het, kyk hy ook terug en hy dink terug aan Israel wat in Egipte was. En hy sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. En so sien ons hoe God hulle uitbring, want hy gebruik dit deur om 'n klein babietjie te red. Sy naam sal later wees Moses. Maar hierdie Moses word groot, eers by sy moeder, daarna in die paleis, en omtrent hier by 40 jaar kry hy hierdie gedagte dat hy dalk moet oorneem, en hy moet nou begin wys wie baas is, en dit kry hom in meer moeilikheid as enigiets anderste. So erg dat hy moet vlug vir sy lewe. En daar is hy in die woestyn, en die Here begin om met hom daar te werk, om gereed te maak vir wat hy eintlik behoort te doen. En van wat ons verstaan is, hierdie is omtrent, nou is hy amper 80 jaar oud. En hy's besig om na die skape te kyk, en skielik sien hy 'n brandende bos. En hy kom daar by die brandende bos, en dit is waar God hom ontmoet, en God gee vir hom 'n unieke verlossingsboodskap. So wat sê hy? Hy sê vir Moses, ek sien my volk se ellende, ek hoor hulle jammerklagte, ja, ek ken hulle smarte. En dan kom Moses, en sê ook, is alles reg. Maar as ek dan nou moet gaan, wie moet ek sê, wie het my gestuur? En God sê vir hom, antwoord hulle, ek is wat ek is, het my na julle gestuur. Okay, dit klink maklik, maar Here, sê nou net, hulle gaan nie na my luister nie. Sê nou net, hulle gaan my onthou as die een wat weggehardloop het. Wat dan? En God sê, okay Moses, wat het jy in jou hand? En ons kyk daar in hoofstuk 4, vers 3 tot 8, en hy sê, ek het 'n staf, en God sê, nou gooi daai staf neer. En dan sê die Bybel, dit het 'n slang geword, en hy teruggeduin. So beteken, hy was nou vir 40 jaar besig om daar in die woestyn te lewe. Hy het die slange geken. Hy het geweet wat 'n slange giftig is, hy het geweet wat hy kan hanteer. As hy moet terugduins, weet hy, dit is iets wat hy nie eintlik meer aan kan raak nie. En dan sê God vir hom, okay Moses, vat hom by sy stert. Hoekom sal God dit doen? Hoekom sal hy vir hom die staf en die slang gee? En ek dink 'n bietjie daaroor, en skielik begin dit vir my sin maak. Moses gooi die staf neer, en hy gooi hom neer, en dit word 'n slang, en God sê vir hom, tel hom op by die stert. Het julle al gesien as hulle slange vang? Vang hulle die slang by die stert, of vang hulle hom naby aan die kop? Aan die kop, want hulle moet hom kan beheer. God sê, nee, jy kan nie hierdie probleem hanteer nie. Vat hom by die stert en kyk wat ek sal doen. Dis jou eerste teken wat hy vir hom gee. Al wat jy nodig het om te doen is, vat nie daarin en glo my dat ek dit sal regmaak. Die tweede teken wat gewys word, vind ons in hoofstuk 4, vers 6 tot 8. Waar God vir hom sê, Moses, vat jou hand en steek hom in jou sy in. En toe dit uithaal, is dit heeltemal melaats. Toe sê God, steek dit weer in. En hierdie keer, wanneer jy dit lees in Engels, sê dit, and he plucked it out. Die Afrikaans sê, dit is net uitgehaal. Maar ek hou meer van die Engels, is 'n pluck out. Nou, maar hoe sal hy dit vir hom wys? Moses, deur jou eie toedoen,
is jy waar jy is. Jy het geweet daar was 'n groter doel, maar jy het self jou hier ingebring. Maar kom ons sit dit weer terug, en hierdie keer sal ek dit uitpluk. En ek sal jou genees. Ek sal jou weer gebruik, soos wat dit oorspronklik moes wees. Dan die derde teken wat gewys word, is water wat in bloed verander word. En daarvan lees ons in hoofstuk 4, vers 9. En daar is waar God vir hom gesê het, as jy in Egipte kom, gaan vat water voor die leiers daar, en gooi dit op die grond neer, en dit sal bloed word. Heel toevallig, dit is die eerste plaag wat Egipte getref het ook. So dieselfde teken word later ook die eerste plaag. Maar dan sê God vir hom, daar's een teken wat spesifiek vir hom is. Moses, as jy die volk uitgelei het, sou jy hulle terugbring na hierdie berg toe en my hier aanbid. So dit is die tekens wat aan Moses gegee is, tekens van verlossing. En so gaan Moses terug na Egipte toe. God gee vir hom sy broer, want hy is ons bietjie bang om te praat, en is bang vir sy hakelstem. En God sê, nee, jy is uitgesorteer, jou broer is al klaar op pad, gaan julle en gaan na Farao toe. En so kom hulle daar toe by Farao aan, en dan sien ons God wil 3 dinge weer teruggee aan Israel. 3 dinge wat van hulle ontneem is. En die eerste ding wat hy vir hulle teruggee is sy wet en sy insettinge. Ons lees daarvan in Psalm 105, vers 34 tot 5, vers 43 tot 45. En hy het sy volk laat uitgaan, dat hulle sy insettinge kan onderhou, en sy wette kan bewaar. Halleluja. So dis die heel eerste ding wat God teruggee. Die tweede ding wat hy vir hulle wil teruggee, is ware aanbidding. Want nou is hulle al omtrent, van wat ons verstaan, amper 200 jaar slawe. Wag, Heinrich, hoekom 200? Want aanvanklik het ek ook verstaan, het is 400 jaar gewees, maar die oorspronklike teks verwys daarna, vanaf die belofte gemaak was met Abraham, tot en met wanneer God hulle sou verlos, sou 400 jaar gewees het. So min of meer was hulle vir 200 jaar slawe binne in Egipte, en hulle ken nie meer ware aanbidding nie. Hulle word oorgewerk, en later neem Farao alles van hulle af weg, maar God wil hê hulle moet weer terugkom na ware aanbidding toe. En ons lees daarvan in Deuteronomium 5 vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvan uitgelei het, deur 'n sterke hand en met 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Die derde ding wat God vir hulle wil gee, is naaste bediening. Want dis nog iets wat hulle vergeet het om te doen. Hulle is so besig om dienaars te wees, dat hulle nie meer tyd het om met mekaar te kan werk nie, om daar te wees vir mekaar nie. En ons lees daarvan in Deuteronomium 24 vers 17 en 18. Jy mag die reg van die vreemdeling en wees nie verdraai nie, en die kleed van 'n weduwee nie as pand neem nie. Maar jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was in Egipte, en die Here jou God jou daaruit verlos het. Daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. So God gee vir hulle 3 dinge terug. Hy sê, ek wil weer hê, julle moet my wette en my insettinge onderhou soos voorheen. Ek wil hê, julle moet my aanbid op die dag wat ek vir julle gegee het om te aanbid, en ek wil hê dat julle weer naaste diens moet doen. Maar om dit te kry, moet julle eers uit Egipte uitkom. En so gaan Moses na Aaron daar na Farao toe, en hulle sê vir hom, God het gesê, my volk moet uitgaan. En hier is 'n paar dinge wat Farao doen. En onthou wat ek hier gaan sê, want ons gaan later sien, hoe dit vandag nog steeds dieselfde is. So Farao sê in Eksodus 5 vers 2, wie is die Here na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. So wat sê hy? Ek erken nie hierdie God nie. En as Israel sê, hulle dien hom, gee ek ook nie om nie, want dis nie wat ek vir hulle wil hê nie. So hy neem hulle God van hulle eintlik af weg. Hy sê, ek is hulle God. Wat doen hy daarna? So dis 5 vers 5. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk, en hy neem tot die bietjie rus wat hulle gehad het, heeltemal weg. So hy neem
dit weg wat hulle behoort te hê. God en rus. Deur te rus sou hulle mekaar kon gedien het, maar hy wil nie hê dat hulle dit moet doen nie. En nou kom God en hy stuur 10 plaae. En my vraag was gewees, maar hoekom sou hy 10 plaae gestuur het? Ek meen, hy kon 1 plaag gestuur het en klaar alles gedoen het. Maar dan sien ons ook dat daar 3 plaae was wat Israel saam met die Egiptenaars moes deurmaak. En dan was daar 7 plaae wat later was wat net Egipte land getref het. Hoeveel plaae? Onthou dit, né? So, nou kom God en hy wys vir Farao sy krag. En ons lees in Eksodus 9 vers 14 en 16. Want hierdie keer sal ek al my plaae in jou hart stuur, dat ek jou my krag kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Nou ek het eers verstaan dat plaae gestuur word om iemand te straf. Nie waar nie? As jy daaraan dink. Maar ek kyk na hierdie teks en ek sê nee, dis nie God wat straf nie. Dis God wat sê, weet jy wat, jy het so ver van my af gegaan, jy herken my nie meer nie, ek gaan vir jou deur hierdie dinge wys dat ek nog steeds God is. Onthou die 7 laaste plaae in Openbaring. Wanneer ons daar gaan kom, gaan ons weer hierdie beeld daar sien. Dis nie God wat straf nie. Dis God wat sê, jy het so ver van my af gegaan, ek gaan jou wys wie ek is. En dis presies wat hy hier met Farao gedoen het. Dan sien ons dat God dan vir Israel 'n pad gee. Hy wys vir hulle aanwysings om uit Egipte uit te kom. En die eerste ding wat hy doen, is hy sê dat hulle 'n lammetjie eenkant moet sit. 9 plaae is gestuur, die 10de plaag is op pad. Hierdie is hulle reddingsuitweg. Nou kom ons kyk vinnig na hierdie lammetjie. En Eksodus 12 vers 3 sê dit, neem 'n lam per familie op die 10de dag van die maand. Ok, ek gaan hierdie tydperke nou gee. Wanneer ons met 11 uur se diens weer terugkom na hierdie punt toe, gaan ek julle vra, so onthou hierdie tydperke, want ons gaan sien hoe dit perfek in Jesus vervul is. Op die 10de dag van die maand moes die lammetjie geneem word. Eksodus 12 vers 3. Die lam moet sonder enige gebrek wees. Eksodus 12 vers 5. Hy moet in bewaring bly tot die 14de dag en dan teen die aand moet hy geslag word. Vers 6. So op die hoeveelste dag word die lammetjie eenkant gesit? Op die 10de dag. Wanneer moet hy geslag word? Op die 14de dag teen die aand. Nou teen die aand in die Bybelse tydperk is tussen 3 uur en 4 uur die middag. So dis wat hulle moes doen met die lammetjie. Dan moes hulle die bloed vat en hulle moes dit aan die deurposte smeer, want die Bybel het dan gesê, wanneer die engel verby beweeg, dan oral waar hy bloed sien, sal hy nie ingaan met dit wat daar sal gebeur nie. So dis 12 van 7, en hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel van die huise waarin hulle eet. Hoekom? Want die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Engelse woord is, I will pass over. Daar's waar die naam vandaan kom. Is die Passover of die Pasga. Saam met hierdie fees is ook die ongesuurde brode. Nou, hoe moet dit gevier word? Kom ons kyk vinnig wat sê dit. Onthou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leerders uit Egipte land uitgelei. Wag nou 'n bietjie. Hulle moes die lammetjie slag op watse dag? Die 14de dag teen die aand. Wanneer is hulle uitgelei? Die volgende dag. So hulle met die Pasga vier, 14de dag, die volgende dag moet ongesuurde brode wees, want dit is wat hulle viering is, dat hulle uit Egipte uit is. So hierdie is die 15de dag. Dan was daar nog iets wat hulle moes doen. Hulle moes besny word. Nou waaroor gaan besnyding? Wel, die vereiste is, Eksodus 12 vers 48, almal wat manlik is, moes besny geword het. Geen onbesnede mag daarvan geëet het nie, Eksodus 12 vers 48.
Maar dan is die vraag, waar kom besnyding dan vandaan? En dan kyk ons na Abraham, want dit is van waaraf ons dit sien. Nou wat het by Abraham gebeur? God het na Abraham toe gekom en hy het vir hom gesê dat hy besny moet word. En dan beskryf hy waaroor dit gaan. Maar ons het nou nie tyd om regdeur te gaan kyk na alles wat daar gebeur het nie. Kom ons kyk vinnig na wat Paulus daaroor skryf. Hy sê in Romeine 4 vers 11, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie, maar dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So hier is my vraag. Was Adam besny? Nee. Was Noag besny? Sem, Cham, Jafet? Nee. So wie het hulle geregtigheid geword? Abraham. Deur Abraham staan hy vir hulle in. So voordat hy besny is, word hy die geregtigheid toegereken vir die wat onbesnede is. Beteken die wat voor hom was, word hy dan basies in 'n sin hulle geregtigheid. En hier is 'n baie belangrike een om daai te sien, want wanneer ons later gaan kyk, wanneer ons sien wat Jesus kom doen het, dan gaan ons dieselfde konsep sien, hoe hy dieselfde pad loop, of wat hy dieselfde beginsel toepas. Nou is Israel gereed om uit Egipte te kom. Hulle het die lammetjie geslag, hulle het gesien hoe God die Egiptenaars doodmaak, en nou is hulle op pad uit. En nou gee God 'n wolkkolom wat hulle sal lei. Eksodus 13 vers 21, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. En dan kom hulle by die Rooi See. Nou hierdie is vir my die een wat ek sê, daar's tye wat ek kyk na die verhaal, en dan wil ek vir hulle sê, julle is die onnoselste mense wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het, en dan kyk ek na myself en sê ek, jy is die mees onnoselste persoon wat nog ooit gemaak is, want jy doen presies dieselfde. Hoekom sê ek so? Want kyk wat gebeur. Soos 14:22, die see is oopgemaak. So hulle is deur die Rooi See, met die waters wat oopgemaak is, en hulle is veilig tot aan die ander kant. In hierdie tydperk, toe hulle nou deur die Rooi See is, gee God vir hulle wat? Manna. Want hulle kom klaar weer en hulle sê, maar God voorsien nie, en God sê, nee, ek sal vir julle voorsien. Maar in die tydperk wat hy die manna gee hy ook weer vir hulle sy Sabbat. En hy probeer hulle te leer daardeur wat ware aanbidding is. Eksodus 16 vers 23, toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rusdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit, wat julle wil kook, kook dit, en berg vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. So dit is wat God dan daar doen. Maar dan kom hierdie versoekings, en dis hierdie onnosele ding wat gebeur. Net voordat hulle deur die Rooi See is, kyk hulle om en hulle sien hierdie Egiptenaars wat kom in die stofwolk, en hulle hardloop na Moses toe, en wat sê hulle vir hom? En hulle het vir hom gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Eksodus 14 vers 11. En dan gaan hulle aan, en kyk wat sê hulle. Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Wie het hulle uit Egipte land uitgelei? Die Here. Hulle het al die wonderwerke gesien, hulle het elke plaag gesien wat gebeur, en nou dat hulle hier voor die Rooi See staan, wat is die eerste ding wat hulle doen? Dis jou skuld. Dis jou skuld dat ons is waar ons is. En dis nie al wat gebeur nie. Wel, hoor wat sê hulle, laat ons met rus dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Nou vat hulle deur, hulle is veilig aan die ander kant. En wat is die eerste ding wat hulle na soek? Kos om te eet. Het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het.
Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. So wie kry die skuld? Ag, Moses, is alweer jou skuld. Eksodus 17 vers 3. Nou is hulle dors. Is alweer jou skuld, Moses? Want hulle kom en sê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Keer op keer wys God vir hulle. Keer op keer sê hy, ek is die een wat sal voorsien. Ek gee vir julle manna. Ek maak die Rooi See oop. Ek doen alles om vir julle te wys dat ek sal voorsien. En wat doen julle? Ag, kan ons maar net terug in Egipte toe nie. Dis baie makliker daar. Nee, die Here wil hulle vat na die beloofde land toe. En nou bring hulle daar by die berg Sinaï. En by die berg Sinaï gee God vir hulle gawes. En die eerste een wat hy vir hulle gee, is die 10 gebooie. Eers praat hy met hulle van die berg af. En hy gee 10 gebooie. Daarna roep hy vir Moses op en hy skryf vir Moses op die tablette met sy vinger die 10 gebooie. Eksodus 31 vers 18. En hy het aan Moses toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg van Sinaï, die 2 kliptafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Die tweede ding wat hy vir hom gee, is die wette, wat bekend staan as die wette van Moses, of die seremoniele wette. So wat moet hy doen? Hy het dit neergeskryf en aan die kant van die ark gaan sit. Nou ja, ek moet vir julle hierdie storie vertel. So die oorspronklike persoon wat hierdie goed gebou het, kom daar 'n woester aan, ons neem sy reeks vir hom op, maar voordat ons enigs opneem, moet hy nog 'n paar dinge klaarmaak en gereed maak. En so sê hy nie, hy moet gou instap dorp toe, want hy wil 2 koekrodders gaan koop. Ek sê, oom Freddy, 2 koekrodders, wat wil jy doen met hierdie 2 koekrodders? Hy sê, moenie waar ek sal vir jou wys. So kom in die winkel, hy tel dit op, ek sê, oom Freddy, hier's genoeg tannies in hierdie dorp wat ek ken. Ons kan hulle bel, en dan kan ons reël dat hulle vir jou 'n koekrodder bring. Wat wil jy doen? Hy sê, ek sal vir jou wys, hou net vas. Maar Heinrich moes nou hierdie nuuskierige aagie, en ons kom daar by die til, en ek vra weer vir hom, oom Freddy, is jy seker? Wat wil jy doen met hierdie koekrodders? En hy tel die een so op, en hy sê, Heinrich, vanaand gaan my vrou vir ons kos maak. En as daai kos sleg is, kan ek die eerste een vat, en ek gaan dit oor haar kop slaan. Maar shame, daai arme vrou wat daar by die til sit, is so, nou weet ek moes dalk nie. Hy sê, en dan gaan sy die polisie bel, nee? En dan gaan die polisie daar kom, en dan gaan ek die tweede een vat, en dan gaan hulle oor die kop slaan, maar kyk, daai arme vrou se gesing. Ons stap daar by die winkel uit, pad terug, my plek waar ons opneem, ek sê, Freddy, ek glo jou nie hoor jy gaan mense oor die kop slaan nie. Hy sê vir my, Heinrich, ek gaan die boekrol hiermee maak. Dis kom ek hulle gekoop het. So nou maak dit sin. En soos wat ons stap, gesels ek in die huis, hy sê vir my, Heinrich, is die wette van Moses mee weggedoen? Ja en nee. Hoekom? Sê, dink bietjie daaroor. Ons sê, die wette van Moses is vasgenaald in die kruis. Die 10 gebooie is geldig. Maar dink oor hierdie ene. Die 50 gebod sê, eer jou vader en jou moeder. Hoe eer jy jou vader en jou moeder? Die Israeliete is klomp slawe, hulle kom daar uit Egipte uit, hulle weet nie hoe dit werk nie, God gee hierdie wette, en die een wet wat hy gee is, hy sê, die persoon wat sy pa of sy ma sal vloek, moet gestenig word. Die persoon wat sy hand lig teen sy pa of sy ma, moet gedood word. So nou kom die vraag, is hierdie wette daarmee weggedoen? Die seremoniele wette is weggedoen.
Dit wat gewys het na die offerstelsel toe, hoef ons nie meer te doen nie. Maar as ons sê die wette is mee weggedoen, dan kan ek mos eet wat ek wil. Nie waar nie. Want dit was Moses se wette. Ek kan dan mos trou met wie ek wil, want dis Moses se wette. Sien hoe gevaarlik dit is wanneer ons iets neem en dit bietjie buite konteks uithaal. Die wette is vasgenaam. Dit beteken ons gee vrye teel vir sonde. Maar as jy dit kyk in daai lig, jy sien maar wag. Daai wette is nog steeds van toepassing. Ja, daar's sekere dinge wat ons nie meer hoef te doen nie. Daar's sekere goed wat ons meer nodig het om te doen, want God moes sekere goed daar plaas om die volk te help waar hulle was. Maar dan is daar ander gedeeltes wat nog steeds van toepassing is. Ons glo, jou liggaam is 'n tempel van die Here. So jy gaan nie onrein kosse eet nie. Waar lees jy van onrein kosse? In die wette. So dit is 'n baie belangrike een daai oor die wette wat langs die ark gesit was. Hulle is nie ewig nie, want in die hemel gaan ek in elk geval nie hoef te wonder oor wat rein en onrein is nie. Ek hoop nie daar's 'n ewe-boom. Dis al wat ek vir die Here gesê het. Ewe-boom en ek is gelukkig. Kom. So Eksodus 31 vers 24 tot 26, neem die wetboek, sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat dit daar as 'n wat kan wees? 'n getuie. En daai getuie is 'n baie belangrike woord wanneer jy Kolossense moet gaan bestudeer. Dit wat teen jou is. Dan sê God vir hom, maak vir my 'n heiligdom. Eksodus 25 vers 8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Okay, so wat behels hierdie heiligdom? Kom ons kyk waaroor gaan dit. So op die skerm, en julle al sien, dit is dan die heiligdom, en hierdie gedeelte hiervoor is dan die voorhof, daardie is dan die tabernakel self, of die heilige plek en die allerheiligste plek. Maar kom ons kyk, hoe beeld dit uit? Wat sien ons hier binne in hierdie gebou? So ons sê die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste plek. Eksodus 31 vers 2 en vers 6. Kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. Ek het hom Oholiab gegee, die seun van Asisamach, die seun van Dan, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. So die Here gee vir Moses hierdie twee manne, wat hy klaar voorberei het, om hierdie werk te kan doen. So die eerste een wat hulle moet maak, is die brandofferaltaar. Nou die brandofferaltaar is waar die lammetjies sou gebring geword het om geslag te word. Dit is van hout gemaak, oorgetrek aan elke kant met 3 mm koper. Daar was 4 horings gewees wat na die 4 hoeke toe gewys het met sy draagpale waarmee hulle dit dan moes dra. En hier is dit wat die priester dan elke dag die offer sou kom opsit. Dan kry ons die waskom. Nou, nadat die priester klaar was met die offer, sou hy deurgekom het en voordat hy in die heilige plek mag ingaan, moet hy eers sy hande en sy voete kom was by die waskom. Na die waskom kry ons dan die gordyn wat hier voor gehang het. Nou hierdie gordyn, in Afrikaans sê dit gordyn, maar in die King James weergawe noem hulle dit die deur, the door. So hier is waar die priester dan sou ingaan om met sy daaglikse werk dan voort te gaan. Eerste ding wat hy sou sien is die kandelaar. Ons kyk hulle werk. Dan sou hy kom en hy sou kom seker maak het dat die olie ingegooi was en dat die lampies almal aangesteek was. Nie soos my een lampie wat nou besluit hy wil nie aankom nie. Nou hierdie kandelaar was soliede goud. Ek vergeet om te noem. Hierdie was soliede brons. Dit was van die spieëls van die diensmeisies is die koper waskom gemaak. Die kandelaar was soliede goud gewees.
Nou soliede goud was gewees, hulle mag niks aan mekaar vasgeweld het nie. So ek het toe gegaan na 'n paar ingenieurs toe, en ek wil sê, luister, ek wil weet, hoe het hy dit reggekry om daai pypies perfek so 'n deur te sit, sodat niks aan mekaar geweld is nie, terwyl hy daardie warm goud op dit moes gegiet het. En een het gesê, dit is moontlik, maar dit is 'n baie lang proses. Die ander ouens wie ek gesels het gesê, daar is net nie 'n manier hoe hy kan dink hoe hy daardie goed, sonder om te weld, beteken hy kan nie uithaal en wag tot hy koud is en dan bietjie met dit te kom werk nie. Aan een moes dit gedoen gewees het. En dit is hoekom God daai 2 manne gekies het om dit te doen. Want hulle is geleer hoe dit gedoen moes wees. So hierdie armpies wat hier deurgaan, is waar die olie ingegooi was, elke dag, sodat die lampies kon brand. Die volgende ornament wat daar was die tafel met toonbrode. Hier by die tafel met toonbrode, is waar die priester sou inkom, elke Vrydagmiddag, en die toonbrode kom neersit. Nou hier is 'n interessante feit oor hierdie toonbrode. Die Vrydag wat dit ingebring is, was dit vars gewees. Toe hulle hierdie toonbrode uitgehaal het, die volgende Vrydagmiddag om die nuus in te sit, was hierdie nog net so vars soos toe hulle dit ingebring het. Hoe is dit moontlik? Wie van julle het al probeer om 'n stukkie brood buitekant te hou vir 1 aand? Hoe is dit die volgende dag? Droog. Hou hom vir 2 of 3 dae, dan is hy gemif. Hierdie was perfek gewees. Soos wat dit was, toe dit ingebring is, so kon hulle dit uithaal en daarvan eet. So daar was 6 brode op elke kant gewees, en dan boop dit 'n bakkie waarop hulle wierook kom plaas het. En dit is dan wat die priester elke oggend dan sou kom aansteek. Die tafel self weer was uit akasiëhout uitgemaak, en dan oorgetrek met 3 mm met goud aan albei kante. Hy het ook sy draagbare gehad, waarmee hulle dit dan gedraai het, en die tweede blad onder het dan glasies en skink goed ingehaat wat hulle dan sou gebruik het, wanneer hulle die brood sou geëet het. Dan kom ons by die wierookaltaar. En hier by die wierookaltaar is waar die priester dan sou kom, en hy bring 'n kwel van die altaar af, en hy kom sit dit hier bo op die reukwerk wat hier ingesit was. Die altaar self, weer eens, akasiëhout, en oor die akasiëhout was dit dan 3 mm goud wat oorgetrek was. Dieselfde net soos by die by die brandofferaltaar, is jy ook jou 4 horings gehad, wat na die 4 kante toe gewys het, met 'n kroon wat bygesit was. Daar's net horings, hier het jy 'n kroon en horings gehad. En dan, soos ek gesê het, so die priester gekom het, en hy sou dan elke dag hierso die kwel kom opsit het. Net vir die wat dalk bang is, ek het vergeet om dit te noem, dit wat ons hier laat uitkom, as daar iemand is wat asma het, moenie bekommerd wees nie. Ons gebruik net glyserien en water. Ek is gister gevra, ek moet net seker maak, die wat hier is, weet daarvan, dat jy nie bang raak en sê, ek gaan dalk verstik nie, ons het seker gemaak, hy kan jou nie asma aanval gee nie. So dit is dan, na dit hier ingesit is, dan is die priester se daaglikse taak basies voltooi. Nou, om te verduidelik wat so gebeur het, elke oggend en elke aand, moes die priester 'n lammetjie offer. So hy sou kom in die oggend, hulle bring die lammetjie in, alles is klaar gereed gemaak, en hy bring die lammetjie, en hy berei dit voor en plaas dit hier op die brandofferaltaar. Die bloed wat hy by hom het, moet hy dan vat, en hy moet dit op die 4 horings plaas van die altaar. Nou het hy die bakkie met bloed by hom, sy hande wat vol met bloed is, en voordat hy mag ingaan, moet hy eers sy hande kom was. Nou hier is die eerste offer vir die dag, so daar's skoon water in. Nou kom hy, en hy was sy hande. So hierdie was skoon water, bloed in sy hande, nou word hierdie water en bloed. Onthou dit. As jy gekyk het na hoe dit geplaas was, hoe jy gesien het,
die brandofferaltaar, die wierookaltaar en die verbondsark was in een reguit lyn gewees. Maar die waskom was aan die sykant gesit gewees. So as jy daarna gekyk het, was dit altyd meer na die kant toe, nooit in 'n reguit lyn nie. En daar's 'n spesifieke doel daarvoor gewees. So nou kom hy was sy hande, was sy voete en nou mag hy ingaan. Hy kom in met die olie wat hy by hom het, hy maak seker dat al die kandelare volgegooi is en dat daar genoeg olie is tot en met die aand toe. Met die kool wat hy by hom het, kom hy en hy steek die wierook aan en hy maak seker dat alles hier so reg is. As hy hier klaar is, kom hy na die wierookaltaar toe en die kool wat hy saamgebring het, sit hy dan hier binne-in met die reukwerk, vat van die bloed en sit dit op die 4 horings. En dan soos wat ek dit oorspronklik verstaan het, moes hy die bloed gevat het en teen die gordyn gesprinkel het. Maar toe lees ek 'n baie interessante boek, The Sanctuary Cross, en die ou verduidelik dit toe op 'n heel ander manier. Hy sê nee, dit is nie teen die gordyn vasgesprinkel nie, dit is voor die gordyn uitgegooi. Daar was 'n sloot gewees wat hulle gemaak het, so die bloed kon uitgaan en in die sand en verdwyn. So van dit moes hy hier voor die gordyn dan uitgooi. En dit wat oorbly, neem hy saam met hom en dit word hier aan die kant van die altaar uitgegooi. Dieselfde wanneer iemand gekom het met 'n offer, sou hy dieselfde proses volg, al wat hy nie nou hoef te doen nie. Hy hoef nie te kom en die kandelare aan te steek en die wierook aan te steek nie. Hy kom met die bloed wat hy by hom het, sit dit op die 4 horings en van dit gooi hy hier voor die gordyn uit. Dit wat oorbly, moet hy aan die kant van die brandofferaltaar dan gaan uitgooi. So die volgende item wat dan daar is dan die voorhangsel. En hier met die voorhangsel was dit gewees, die voorhangsel gemaak uit 4 kleure, wit, blou, pers en rooi. Op elke gordyn was daar 'n engel opgeborduur gewees, met 4 pilare, wat gelyk het asof dit die tabernakel ophou, maar was eintlik net gewees waarop hulle die gordyn gehang het. So, die voorhangsel was daar en dan 1 keer 'n jaar kon die hoofpriester hier inkom en dan het hy in die allerheiligste plek ingekom waar die verbondsark was. En in die verbondsark is dan waar die 10 gebooie geplaas was. So kom ons kyk, wat is hier? Wel, ons het reeds gepraat oor die wette wat aan die kant gesit was, maar kom ons praat van wat binne-in was. Binne-in was die manna. Nou, hoekom het God gesê, moet hulle die manna daar insit? Want die volk het gememoreer en gesê, God voorsien nie. En toe het God gesê, okay, vat die manna, sit dit in 'n bakkie, sit dit binne in die verbondsark, dat dit van nou af 'n getuie kan wees teen hulle. Sodat wanneer hulle nou weer kom en hulle memoreer dan weer dat ek nie voorsien nie, is dit wat so getuig. Dan ook, as ons sal onthou, was daar 'n tyd gewees wat hulle gememoreer het oor wie die leier is. En God het toe gesê, hulle moet hulle stawwe bring en Aaron bring sy staf. En God het gesê, dit sal dan wees, die een op wie daar net dan die uitloopsels sal wees van die amandelboom, dit gaan die een wees wat hy kies. En toe hulle die staf vat, toe was dit nie net die uitloopsels van die amandelboom nie, dit was die bloeisels met die amandelvrugte daarby. En dit is hoe God toe gesê het, wie die leier moet wees. En wat sê God toe? Vat die staf, sit dit binne in die verbondsark, sodat dit 'n getuie kan wees teen hulle. Hierdie het my baie gepla. Hoe maklik is dit om te kla oor God se gekose leiers? Ek dink dis nie wat daai net doen. Ja, die hoof van hulle. Ek het hom net gesien daar instap. Sabbatmiddag. En Jacob het dit gesien. Ja.
wees nie. Wat dink jy? Erken julle dit? Het jy al dit gehoor? Of het jy gehoor wat die predikant nou die dag gedoen het? Ja. Ek kan nie dink dat die konferensie nog hierdie oud nog kan aanhou nie. En baie keer is dit wat ons doen, sonder om te besef. Dieselfde ding wat gebeur het met Aaron. Ek is die eerste een wat sal sê. As ek God was, het ek nooit vir Aaron daar geplaas nie. Daai ou wat die goue kalf gemaak het, no ways. Maar God het hom daar geplaas. En dis wat ons behoort onthou met hierdie staf. God kies wie hy daar wil hê. En dit is nie altyd maklik nie, dit is nie altyd ons keuse nie. Dit is nie altyd waarmee ons saamstem nie. Maar kom ons los dit in God se hande. Kom ons laat toe dat hy die een is wat die keuse maak. En dan bid ons. Soos nog nooit van tevore nie. Ek dink dis al hoekom my sekere mense daar sit. Ons bid nie genoeg nie. Okay, so dit is wat binnekant was met die 10 gebooie. Die ark self. Die ark onder was van akasiëhout gemaak, oorgetrek met goud, ook 3 mm aan elke kant. Dan was daar die versoensdeksel gewees wat boop geplaas was, soliede goud. Bo op die versoensdeksel was die twee engele gesit met die vlerke na mekaar toe en hulle hoofde wat gebuig was en hulle het afgekyk op die verbondsark. So dit is wat die hoofpriester 1 keer 'n jaar sou sien wanneer hy ingaan en dan het hy ook die reukwerk saam met hom gevat en dan moes hy 'n wolk maak sodat hy kon ingaan daarin. Maar ons gaan daarna kyk die 29ste. Dan gaan ons presies sien hoe daardie dag gewerk het en wat ons daaruit kan leer. So dit is dan die heiligdom, die tabernakel, die stelsel wat God daar gegee het vir die volk, sodat hy in hulle midde kan wees. Waar kom hierdie beeld vandaan? Hoe het God dit gegee? Ons kyk na Hebreërs, hoofstuk 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So wat het Moses gesien? Moses het die hemelse heiligdom gesien. Moses het gesien wat daar in die hemel plaasvind en God het vir hom beelde gegee wat hy kon gebruik het, wat die hemel voorstel, maar wat die volk dan moes help om die verlossingsplan te verstaan. Ongelukkig weet ons, hulle het dit nie so verstaan nie. Wat was die doel van die heiligdom? Hoekom gee hy die heiligdom vir hulle? Want Esegiel 37 vers 28 sê, en die nasie sal weet dat ek die Here is wat Israel heilig as my heiligdom waar is. Vir ewig in hulle midde sal wees. So die tempeldienste, alles wat daar gebeur het, was gewees dat Israel eintlik die beeld moes gewees het vir die wêreld. Hier is waar die ware aanbidding is. Hier is wat God eintlik wil hê. Ons kom en ons wys dit vir julle, maar wat doen hulle? Dis onsin. Nee. Sorry, hy kom nie naby hierdie een nie. Hulle moes die beeld wees, maar dit wat hulle moes uitstraal, hou hulle vir hulle self. En omrede hulle dit vir hulle self hou, sien ons later hoe hulle dit begin gebruik, soos wat die heidense nasies hulle tempels gebruik het. Versoekings in die woestyn. So God wys hierdie heiligdomstelsel uit. Moses sien dit, hy is daar bo op die berg, hy het hierdie ervaring met God, maar vir 40 dae kom hy nie terug nie. En nou begin die volk te wonder, waar is hierdie Moses wat ons dan moes lei? En hulle kom na Aaron toe en hulle sê vir hom, maak vir ons gode wat voor ons kan uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En toe die hele volk goue ringe afgeruk wat in hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die bytel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Maar kyk wat nou gebeur.
Hulle het nou net die 10 gebooie ontvang. En as jy Eksodus 20 lees, sê dit, hulle het daar gesê, alles wat die Here gesê het, dit sal ons doen. 40 dae daarna, watse dag is al gesê, moet jy die Here jou God aanbid? Gedenk die Sabbatdag. Gooi gou vir my skyfie op asseblief. En hulle het wat? Sien julle wat staan daar? Hy sou mos gesê het, as dit op die Sabbat was, sou hy gesê het, en op die Sabbatdag het hulle dit gedoen. Hy sê op 'n ander dag het hulle vroeg klaar gemaak, brandoffers geoffer, dankoffers aangebring, daarop het die hele volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel. So 3 keer sien ons 'n versoeking. En Moses kom af. God sê vir hom, gaan af na die volk toe. Hy het nou net hierdie pragtige 10 gebooie ontvang. En van wat ons verstaan is, hierdie 10 gebooie wat in sy hand gehad het, is klip wat uit die hemel aan hom gegee is. Dis van safier gemaak gewees. En hy vat dit wat God vir hom gee, en hy kom af, en hy sien wat gebeur, en hy breek daai kliptafels voor hom. So graag wil weet wat daai kliptafels werd sou wees eendag. Van God af gegee, met sy vinger beskrywe. Maar ek dink ek sou dieselfde doen, as ek Moses was, wat uit God se teenwoordigheid uitkom, en dan sien wat doen die volk. Die perfekte beeld wat gegee is, het hulle heeltemal gaan verander. Maar so gebeur dit toe nou, dat Moses vir hulle te vertel wat gedoen moet word. Ja, daar's eers 'n hele paar mense dood as gevolg van dit wat gebeur het. Maar nou kom Moses nou sê, die volk moet nou bring wat nodig is. En hulle begin om te bring, en die Bybel sê later was dit gewees, dat die mense wat met die goed gewerk het, en wat alles moes maak, gesê het, hou op om te bring, ons het te veel ontvang. Want nou het die volk gekom, omdat hulle dankbaar was, en hulle wou gee wat hulle kon. En uit dit uit, word hierdie mooi tabernakel gebou, wat altyd in hulle midde moes wees. En so trek hulle deur die woestyn. Van een plek na die ander plek, op pad na die beloofde land toe, want dit is mos waarna toe hulle op pad is. Hulle het hierdie belofte, dat God vir hulle na die beloofde land sal neem. En terwyl hulle op pad is, gebeur daar nog 'n paar dinge, maar uiteindelik kom hulle by die grense, en 12 spioene word uitgestuur. Hierdie 12 spioene gaan kyk, en hulle kom terug, en hulle bring hierdie baie mooi troos met druiwe saam. Hulle kon vertel van al die vrugbaarheid wat hulle sien, maar 10 van die spioene sê, nee, ons kan nie ingaan nie, want daar's reëse. En hulle gaan vir ons pleiter. Maar 2 van hulle, Caleb en Joshua, sê, nee. Ons het dit gesien, ja, maar ons weet God kan. Nee, die volk besluit, hulle wil dit nie doen nie. En so gebeur dit, dat hulle vir nog 40 jaar in die woestyn moet rondwandel. Hoekom? Weens hulle ongeloof. Maar dan sê God ook, almal wat 20 jaar en ouer is, sal nie in die beloofde land ingaan daarna nie. En nou omtrent reg aan die einde, nou dat hulle amper gereed is om in te gaan, gebeur daar weer iets in die kamp. Hulle begin te murmureer. En God stuur slange in. En in hierdie slange wat ingestuur word, gee God weer eens 'n verlossingsbeeld. Maak 'n paal, sit 'n koperslang daarop, en almal wat daarna sal kyk, sal dan gered word. Maar waaroor kla hulle? Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en water nie. Hoekom kon God hierdie slange instuur? Is dit nie presies waaroor hulle gekla het reg aan die begin nie? So as 'n getuienis teen hulle, kom hulle nou met dieselfde, met die bewyse dat God sal voorsien, en God sê, okay. Maar hy gee vir hulle
nog steeds 'n weg uit. Daarom sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang, sit dit op die paal, dat elkeen wat gebyt is, daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak, dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En later sou Jesus terugverwys na dit wat daar gebeur het. En nou is hulle amper gereed om in die beloofde land te gaan. Moses kan dit half begin proe hoe naby hy is. En wat gebeur? God sê, of die volk kom weer eens, kla weer dat daar nie water is nie, en hulle gaan vergaan, en hulle gaan dood in die woestyn, en die arme volk. Moses het sopas sy sussie begrawe. Die arme ou is besig om te treur, en hier kom hierdie volk en hulle kla weer. En hy gaan praat met God. Sê vir God, okay, luister die, wat moet ek doen? En God sê vir hom wel, gaan praat met die rots. Maar Moses is so vol met emosie, dat hy vergeet het wat God vir hom gesê het. En hy slaap. En daarna kom God en sê vir hom iets wat baie hartseer is. Toe sê die Here vir Moses na Aaron, omdat julle in my nie wat gedoen het nie. Geglo het nie. Nie die feit dat jy geslaan het nie, nie die feit dat jy ontsteld was oor wat gebeur het nie, nie die feit dat jy emosie gehad het nie, die feit dat jy nie in my geglo het nie. En voor die oë van die kinders van Israel my te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Hierdie is omtrent op die grense gewees. Maar God gee vir Moses daarom maar 'n genadegawe. En daar op die berg Nebo kyk hy uit en God wys vir hom die beloofde land. En in een van my gunsteling boeke, Patriarge en Profete, word dit geskryf dat God nie net vir hom die beloofde land gewys het nie. Hy het vir hom die beloofde land gewys. En dit is nog ons iets om te kon aanskou. En so het Moses toe nie hulle gelei nie, maar Josua neem oor en Josua lei hulle in die beloofde land in, terwyl hulle die verbondsark op hulle skouers dra, by die Jordaan kom, en dieselfde manier hoe hulle voorouders deur die Rooi See was, stap die nuwe generasie binne in die beloofde land in. En dit is hoe God deur die heiligdom gewerk het. En hy gee weer vir hulle oorwinning, en uiteindelik is hulle in die beloofde land. Maar kom ons kyk na hierdie uitbeelding. Die brandofferaltaar stel Egipte voor. Hosea 11:1, hulle was in Egipte gewees, en uit Egipte het ek my kind geroep, of my seun geroep. In Egipte is dit waar hulle die lammetjie vir die eerste keer dan moes slag en die Pasga word ingestel. So Eksodus 12:3-13 is dan die lammetjie, en deur die eeue sien ons dan, of deur die tydperk wat gedoen was, is dit die lam wat gebring was na die tabernakel toe. Hulle het 'n verbond gehad, en die verbond, ek nie die een teks aangehaal nie, Levitikus 2:13 sê, wanneer hulle gekom het, moes hulle sout saamgebring het, wat deel was van die verbond, met elke offer. So die sout het hulle ook herinner aan die verbond wat hulle gemaak het, rakende die besnyding. Dan, die volgende wat daarmee saamkom, is dan die Pasga, wat hier op die brandofferaltaar voorgestel was, wat hulle herinner het aan hulle verlossing. Hulle word dan uitgelei met 'n wolkkolom, en die wolkkolom word dan hier tussen die brandofferaltaar en die waskom voorgestel. Dan gaan hulle deur die Rooi See, en dit was wat die waskom voorgestel het. In hierdie tydperk gee God weer vir hulle die Sabbat. Hy herinner hulle daaraan. En ook wys hy vir hulle dan, of is hulle deur die versoekings ook in hierdie tydperk. Nou kyk ons na die heilige plek. Wat het dit voorgestel vir hulle? Wat moes hulle onthou het? Hulle moes onthou het dat dit hulle bediening was. Dit is waarmee hulle die beeld moes uitdien.
Hulle was die lig vir die nasies gewees. Hulle was die wat die woord moes versprei het. Hulle is die wat moes ingetree het vir die nasies. Het hulle dit gedoen? Nee. Adam en Jesaja moet skryf in Jesaja hoofstuk 1, hoe hulle vergeet het waaroor die heiligdomstelsel gaan. En gesê het, al wat julle doen is julle offers bring, maar julle vergeet eintlik die groter doel daarvan. Die voorhangsel, die Jordaan. Hulle is op pad om in te gaan en hulle kan deurgaan en uiteindelik die allerheiligste plek moes hulle herinner het dat hulle die beloofde land ingegaan het. So gee God vir hulle in die heiligdom dan 'n uitbeelding oor hulle verlossingsplan. En as hulle dit altyd net onthou het, as hulle net daarna so gekyk het, sou hulle gesien het en hulle sou onthou het wat God vir hulle gedoen het, maar hulle doen dit nie. En God gee vir ons verlossingsplan. Die vraag is, verstaan ons dit? Weet ons wat die unieke verlossingsplan was? Want as ons dit net wil studeer en net kyk hoe dit gegee was, dan sal ons dit altyd onthou. En dis waarna ons gaan kyk in die volgende studie. Ons gaan sien hoe Jesus die beeld is van hierdie unieke plan. Ons gaan sien hoe alles na hom toe verwys het en hoekom dit so belangrik was vir Israel om dit te kon ontskou en deur dit te moes leer waaroor dit gaan. En wanneer ons dit dan weer sien, hoop ek dit gee vir ons daardie begeerte om nie net om te onthou as die lammetjie wat gekom het nie, maar ook as die een wat eendag gaan kom om as koning te kom regeer. Maar in die uitleg is die kruis, die vervulling van alles. So dankie dat Israel dit gekry het, dat ons daaruit kan leer. En dit is waarmee ons dan verder kan gaan en die groter prentjie kan sien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie uitbeelding wat U vir Israel gegee het. Dankie vir die lesse wat ons daaruit kan leer. En ja, Here, ongelukkig is dit soms dat ons ook moet sê dat ons vergeet het waaroor hierdie lesse gaan. Maar help ons soms, soos wat ons verder deur sal beweeg, elke klein gedeeltjie raak te sien. Maar dan ook, Here, soos wat ons aan die begin gehoor het, mag ons luister na U stem. Mag dit U stem wees wat met ons op praat, sodat ons U krag en U heerlikheid kan sien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.